'n goeienaand van my kant af vir 'n tweede keer. Is lekker om saam te wees. Ons begin vanaand met 'n nuwe fokus vir die aanddienste wat ons noem Battle Plans. Nou net vinnig, ou Stef is op die Fusion Kamp op die oomblik. Hy is saam met die tieners en maak seker dat hulle alright is en bedien hulle. En soos Daniel reeds gesê het, daar is amazing dinge wat reeds gebeur by ons Fusion Tienerkamp en ons sien uit na die getuienisse wat gaan kom as gevolg van dit. Nou, ons gesels oor die volgende paar weke oor battle plans. En battle plans gaan daaroor dat ons moet verstaan dat die vyand het sekere strategieë rondom beginsels wat hy definitief teiken. Hy het goed wat hy oor die algemeen doen, yes, verseker. Daar is random planne wat baie keer gebeur, maar daar is spesifieke teikens van die vyand waarvan ek en jy bewus moet wees. En ons gaan in die volgende paar weke daaroor gesels. Een so voorbeeld wat 'n maklike eenvoudige voorbeeld is die beeld van 'n pa. Die vyand teiken verseker die beeld van 'n pa in 'n huwelik, want God is ons Vader. En as hy die beeld van 'n vader kan aftrek, beteken dit is moeilik vir ons om God as 'n vader te sien. So dit is een van die strategieë en ons gaan 'n paar van hulle tackle soos wat ons aangaan. Vanaand spesifiek gesels ons oor die huwelik. En as jy nie getroud is in hierdie oomblik nie, gaan hierdie jou definitief help ook om 'n sekere raamwerk te hê as jy op pad is om te trou. Ek dink is van hierdie beginsels goed om te weet vooraf, en as jy reeds getroud is daar goed wat jy baie keer bietjie moet afstof. En ons gaan wel, ek moet dit net sê as 'n disclaimer vir al die van wat dalk aanlyn luister ook en wat dalk kinders uit die vertrek dalk wou geskuif het, ons gaan oor seks ook gesels, want dit is deel van die heiligheid van die huwelik. So ons gaan eintlik inzoom, en as jy jou Bybel hier het, 1 Korintiërs 7, gaan ons kernskrifgedeelte wees. So ons gaan uit hom uitwerk, net oor dat dit 'n breedvoerige prentjie is. Nou ons weet dat die vyand 'n strategie het rondom huwelike, en die feit dat ek en jy nie altyd besef dis 'n fight nie, is 'n probleem. Want wanneer ons in die huwelik intree, dan is ons, en selfs in verhouding intree, dan is ons attitude net, ag, ons is nou so verlief, en alles is net okay, en niks is ooit verkeerd as ek saam met jou is nie. Het jy al ooit so gevoel, nee? Niks is ooit verkeerd. Dis nonsens. Daar's baie dinge nog verkeerd. En daar's baie dinge nog steeds issues, en ons kyk baie keer net verby dit, maar in daai oomblik, in daai geleentheid, ag, niks is ooit fout as ek saam met jou is nie. En dan skielik slaan die realiteit, en skielik is daar issues, en skielik is daar goed om oor te gesels, en omdat ons nie altyd bewus is dat die vyand kom met 'n battle plan teen die huwelik nie, verloor baie huwelike die fight, wat hulle nie eers geweet het hulle is in nie, wat hulle nie eers besef het hulle van deel is nie. Nou, net Family Law South Africa gee vir ons die volgende statistiek, om te sê dat meeste egskeidings gebeur al tussen 5 tot 9 jaar van meeste huwelike. So meeste huwelike haal nie eers 10 jaar nie, en 'n oorgrote meerderheid van hulle haal nie eers 5 nie. In 2022 het die egskeidingssyfer net in Suid-Afrika gestaan op 20.196 in 365 dae, né? Kry net gou daai prentjie. In 365 dae, 20.196 egskeidings. Ons sit nou in 'n plek waar as jy met jong mense gesels, dan sê hulle, ek weet nie of ek wil trou nie. Hoekom moet ons trou? Hoekom is dit nodig om te trou? 90% van die huweliksgesprekke wat ek het met mense wat op pad is om te trou, sê, ons slaap klaar saam, ons bly klaar saam, ons doen dinge wat getroudes eintlik veronderstel is om te doen. So dit is duidelik dat die vyand 'n strategie het teen huwelike. En as ek en jy nie verstaan wat daai strategie is nie, en as ons nie onsself battle ready kry nie, dan val ons vir baie van die aanslae van die vyand. So ons gaan praat oor 1 Korintiërs 7, die heiligheid van die huwelik, die heiligheid van die huwelik. Nou eers net so 'n bietjie agtergrond oor die stad van Korinte. Korinte was 'n baie gesentreerde handelsdorpie gewees. En hy was eintlik op die hoofroetes gewees. So meeste handel wat gebeur het uit hierdie stad uit gebeur. So as gevolg van dit was dit 'n baie kosmopolitiese stad. Daar was baie kulture, dit was 'n mengelmoes eintlik van 'n klomp mense wat by mekaar gekom het. So jy kan jouself net indink hoe die moeilikheid eintlik van daai stad eintlik gefunksioneer het. Hier's 'n klomp kulture, klomp agtergronde, klomp mense wat van oral af by mekaar kom en hulle het hulle tuiste nou hier gevind.
En die oorgrote meerderheid van die stad was, nou ons praat nou hier in die Bybelse konteks, was nie Jode gewees nie. So hulle het nie die Joodse kulture verstaan nie, en hulle het nie die wette onderhou nie, wat nie noodwendig nou meer van toepassing is in elkeen van daai opsigte nie, maar ek moet dit dalk net sê, ons onderhou nie die wet om in 'n beter stans met die Here te wees nie. Ons onderhou die wet omdat ons gehoorsaam is aan die Here. Ons kom uit verhouding uit en ek leef in die verantwoordelikheid van dit wat sy woord my leer, nie om in 'n beter verhouding met hom te wees nie. Maar hierdie stad het nie eers die wette geken nie. Hulle het nie eers probeer om die wette te onderhou nie. En wanneer dit by die huwelik kom, het hulle nie die morele standaarde gehad nie. Hulle het nie die verstaan gehad van wat God se uitspraak noodwendig was oor huwelike nie. En hier sit ons nou in hierdie stad. En een van die grootste invloede van daai stad was rondom liefde gewees, was die tempel wat in die middel van die stad was die tempel van Aphrodite, die godin van liefde. En dis die senter van waar af alles gaan. En dit is, ek meen, in teenstrydigheid met wat in 1 Korintiërs 13 vir ons gesê word rondom liefde, en wat ons verstaan is rondom liefde. Hier kom Aphrodite, en sy word amper die hoofinvloed van die verstaan van liefde, en hoe dit uitdrukking vind in 'n verhouding, word uit daai prentjie uit eintlik beredeneer en benader. En as gevolg van dit was seksuele promiskuïteit eintlik die orde van die dag, en egskeidings het net so gebeur. Soos wat ons eintlik maar vandag beleef. So ek dink nie dis dalk veel anders as nou nie. So 1 Korintiërs 7 is verseker 'n goeie plek om te leer vanaand uit die konteks van huwelike. Nou net gou die grootste beginsel. Hier is die bottom line wat ons moet hê wanneer ons oor die huwelik gesels. Die huwelik is 'n verbond, nie 'n kontrak of 'n ooreenkoms nie. Die huwelik is 'n verbond, nie 'n kontrak of 'n ooreenkoms nie. En wanneer die woord verbond is deel van 'n gesprek, dan sê dit kan nie gebreek word nie behalwe deur die dood. Dis al. Dis die enigste manier hoe 'n verbond verbreek word. 'n Belofte kan ek nog gesê, ek het niks gehou hier agter, onthou jy toe ons jonk was. Dan sê jy, nee, ek beloof, maar jy hou niks, dan tel daai belofte nou nie. Nee, en jy kan ook nie verantwoordbaar gehou word nie, want ek het mos niks gehou, jy het dit net nie gesien nie. En dit voel vir my partykeer gaan ons in die huwelik in en ons sê, net vir in case hou ek maar niks hier in my sak. Dat as die dinge nie so lekker uitwerk nie, kan ek net sê, hey, nee, ek het eintlik nog die hele tyd het ek niks gehou, dis nie so erg nie, dis nie so moeilik nie. Die huwelik is 'n verbond wat net gebreek kan word deur die dood. Dis die enigste manier hoe 'n verbond tot 'n einde kom. So met daai konteks word hoofstuk 7 van 1 Korintiërs opgedeel eintlik in 6 vrae oor die huwelik. En ons gaan al 6 tackle vanaand so gou as moontlik. So moenie bekommerd wees nie, ek gaan dit nie onnodig uitreik nie, maar ons gaan by al 6 uitkom. Die eerste vraag wat die Korinte het, is, moet egpare na hulle bekering voortgaan met hulle seksuele verhouding? Nou, hoekom vra hulle hierdie vraag? Hulle vra hierdie vraag want hulle verstaan van seksuele aktiwiteit, hulle verstaan van die huweliksdaad eintlik is, enige iemand kan dit doen wanneer hulle voel dit is nou nodig. Enige iemand kan dit met enige iemand doen op enige manier wat hulle dit sou wou doen, want dit moet net 'n begeerte en 'n behoefte aanspreek. Dis al. Dis die konteks van wat hulle uitdrukking is van intimiteit. Dis hoe hulle verstaan hoe om dit te benader. En in daai prentjie, nou vra hulle, okay, maar as ons nou praat oor die huwelik, en ons hoor eintlik dat die huwelik is iets wat God nou in plek gestel het. Hierdie is iets wat nou buite ons nog kom. Ons verstaan is net, as jy min of meer hou van iemand, en as die verhouding lyk asof hy iewers heen gaan, dan gaan ons maar in die verhouding en ons kyk waarheen gaan dit en ons doen wat ook al ons wil in daai prentjie. Nou begin hulle perspektiewe skuif en hulle sê, okay, maar as dan die huwelik uitgesonder is deur die Here, hoe lyk intimiteit dan in so 'n prentjie? Hoe pas dit in by ons verwysing van hoe ons veronderstel is om met mekaar te werk? Nou, vers 1 en 2 gee vir ons die inleiding tot hulle vraag, en hy sê, met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het. So, ons moet net in 1 Korintiërs 7 hierdie konteks hê, dis vrae wat konstant gevra word. So, wanneer jy ooit daai hoofstuk lees, weet, dit is met die konteks van hierdie ouens wil 'n paar goeters uitvind. Julle het vir my 'n paar vrae gestel, en nou gaan ons dit antwoord. Hy sê, dit is goed vir 'n man om nie aan 'n vrou te raak nie, maar vanweë
die hoerery moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou moet haar eie man hê. Paulus sê vir hulle, dis eintlik goed om celibaat te bly, maar hoor wat sê hy eintlik in daai konteks. Hy sê as gevolg van hoerery. Hy sê as gevolg van julle wanpersepsie van wat intimiteit beteken. Nou die oomblik wanneer hy daai woord gebruik, dan sê hy, dit is seks buitekant die huwelik. Dis goed buite die orde van die huwelik. Dis die uitdrukking van liefde wat 'n aktiwiteit geword het, meer as die verstaan van dis 'n verbond wat gesluit word. En nou sê hy vir hulle, as gevolg van dit, is dit eintlik beter vir julle om celibaat te bly, as om rond te slaap, want daar's implikasies op seks, daar's implikasies op intimiteit. Intimiteit is die bloedverbond tussen 'n man en 'n vrou. Dis die eenwording wat daar gebeur, dis die verbintenis wat in daardie oomblik gebeur. En nou sê hy, hier's die verstaan wat jy moet hê. As ons die implikasie van intimiteit op daai vlak verstaan, beteken dit is waar die belofte vasgemaak word binne in hierdie verbond. En as jy beloftes gaan vasmaak sonder die verbond van die Here, is jy in die moeilikheid. As jy beloftes gaan benader sonder die verstaan van die implikasie van wat hierdie verbond van ons vra. Die belofte sonder die verbond is lewensgevaarlik. En dit kan implikasies hê op ander vlakke. Maar in die huwelik, sê hy, hier's die ontdekking van dit. Rus God se seën binne in die prentjie. Binne in die huwelik is intimiteit 'n amazing ding, iets wat die Here in plek gestel het. 1 Korintiërs 7 vers 3 en 4 sê eintlik, hierdie is 'n plig. Dis nie net iets lekkers om te doen nie, dis 'n plig om na te kom. Hoor wat sê hy, die man moet sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom, en net so ook die vrou teenoor haar man. Die vrou beskik nie oor haar eie liggaam nie, maar die man. Net so beskik die man ook nie oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Jy het 'n verantwoordelikheid in hierdie verbond om getrou te wees aan die plig van die huwelik. En nou sê hy, hier's julle verstaan. Julle verstaan was dat dit net 'n drang was, wat iets wat net gekrap moet word, 'n behoefte wat net vervul moet word. Maar hier's die ontdekking in die huwelik, in die prentjie van wat die ooreenkoms is tussen 'n man en 'n vrou. Nou hoor wat sê hy nou weer in vers 2. Hy sê elke man moet sy eie vrou hê en elke vrou haar eie man. Hy sê daar is net een plek waar hierdie ding vervulling kry. Dis nie in die rondgaan en net doen wat jy wil nie. Dis in die ontdekking van die vasmaak van hierdie verbond met een ander individu. 'n Man met 'n vrou en 'n vrou met 'n man. Nie 'n man met 'n man of 'n vrou met 'n vrou of enige verwarring binne in daai prentjie nie. 'n Man met 'n vrou en 'n vrou met 'n man. En in daai prentjie nou sê hy, hier's die implikasie van hoe groot hierdie verpligting is. Dis so intens dat hy sê, hier's die uitdrukking wat jy moet hê wanneer jy verstaan jy deel raak van hierdie verbintenis en hierdie belofte binne in die verbond. Jy het eintlik nie eers meer 'n reg oor jou eie liggaam nie, maar die man het oor die vrou en die vrou het oor die man. En nou sê dalk soos, dit klink bietjie rof. Dit klink bietjie moeilik. Ons kan ons nou nie nou in 'n huwelik ingaan en sê, alright, hoe ook al, waar ook al, nou is ons weer terug eintlik by 'n moeilike gesprek. Maar wat probeer hy sê? Hy sê eintlik binne in die vergoeding na mekaar toe, binne in die implikasie van die verbond, moet ek dit so benader dat ek verstaan dat ek gee my liggaam vir die ander persoon en die ander persoon ook aan my. Dis die verbintenis, dit is die by mekaar kom, maar dit gebeur in welwillendheid tot mekaar, nie 'n afforceer op mekaar nie. Dis wat 'n verbond doen. 'n Verbond sê nie, ek druk jou nou en jy sal dit nou so doen nie. 'n Verbond sê, kom ons gaan in hierdie ooreenkoms, en dit is 'n welwillendheid tot mekaar, en 'n gehoorsaamheid tot die opdrag. Dit kom eintlik op hierdie beginsel neer. Jou vrou verdien dat jy getrou is in die huweliksplig. En jou man verdien dat jy getrou is in die huweliksplig. Dis eintlik wat die beginsel is wat hy probeer neersit. En dis so belangrik dat hy die volgende waarskuwing gee in vers 5. Ek lees vir jou uit die Afrikaanse Nuwe Vertaling. Hy sê, moenie vir mekaar omgang weier nie, behalwe met wederwysige toestemming en net vir 'n bepaalde tyd om julle aan die gebed te wy. Daarna moet julle weer saamkom, sodat die Satan julle nie miskien weens julle gebrek aan selfbeheersing verlei nie. Nou hoor daai prentjie wat hy skets hierso. Hy sê, as jy nie getrou is in die plig van die huwelik nie, gaan die duiwel daar inkom en versoekings bring op jou pad. Dis 'n given.
Dis nie eers, ek wonder of die duiwel my gaan pla as ek nie intiem is met my vrou nie. Ek wonder of ek gaan vryspring as ek nie bekommerd is oor die plig wat ek moet nakom binne in hierdie konteks nie. Hy sê, hier's die verstaan wat jy moet hê. Die vyand wag eintlik vir geleenthede om tussenin in te kom, om jou te verlei met ander dinge, om jou te kry, om verbonde eintlik te sluit op ander plekke. Hy sê, ek wil eintlik, dis wat die vyand se strategie is, ek wil hê, jy moet die verbondsliefde wat jy het in 'n commitment teenoor een ander persoon, wil ek hê, jy moet verdeel en opdeel, dat jy 'n verbond sluit op hierdie plek en hierdie plek en hierdie plek, en jy kan nie die oorspronklike verbond nakom nie. Dis scary. Dis scary. Hy wag net vir 'n oomblik, hoor wat is die prentjie wat hy skets, hy sê, moenie vir mekaar omgang weier nie, moenie dit weerhou van mekaar nie, moenie dit gebruik as 'n tool om die ander een te na te kom nie, verstaan wat die plig is binne in die huwelik, en verstaan wat die verbond is, wat ons aan mekaar vashou, en verstaan dat die vyand wag om in hierdie oomblik in te kom, en nou sê hy, weens julle gebrek aan selfbeheersing, hy sê eintlik, wanneer ons op daai plek is, wanneer ons verbonde begin sluit op 'n ander plek, as ons verbonde sluit sonder die verbintenis van die Here, is daar 'n ander autoriteit betrokke. As ons 'n verbond sluit sonder die verbintenis met dit wat die Here georden het en goedgekeur het, is daar 'n ander autoriteit betrokke. En 1 Korintiërs 7 noem hom die duiwel. En hy sê, hier's die verstaan wat jy moet hê, want as jy in hierdie konteks van die huwelik en in hierdie verbondsliefde uitdrukking vind, as dit buite die orde gebeur wat God gee, is God nie betrokke by daai een nie. En 'n ander autoriteit tree in, en hy sê, hierdie autoriteit gaan net versoekings bring, en hierdie autoriteit gaan net welles losmaak, en hierdie autoriteit gaan eintlik vir jou skade bring. En die enigste rede hoekom jy nie sou voldoen aan hierdie plig in die huwelik nie, is wanneer julle saam besluit om te sê, ons het tyd nodig om te bid oor 'n sekere situasie, maar net vir 'n tyd lank. Ons het tyd nodig om uiteen te sit, want dalk is ons nie nou op dieselfde bladsy nie. En die huweliksplig vat my nie na 'n plek toe van ek forceer myself af op iemand anders nie. Die plig van die huwelik sê, kom ons kry eerder weer daai verbintenis aan mekaar, maar ons sit 'n tyd daaraan. Ons koppel actually 'n tyd daaraan en sê, kom ons gee vir onsself. Dit voel vir my hierdie is 'n moeilike ding wat ons moet uitsorteer. Kom ons gee vir onsself 'n maand, 2 maande, 3 maande, wat ook al die tyd is, vir 'n bepaalde tyd. En is eintlik 'n sleutel wat Paulus hier gee vir jou en my, want hy sê, ek en jy moet verstaan, dat wanneer ons ooit op die plek is, wanneer ons nie getrou is in die plig van die verbond nie, dat ons dit nooit vir 'n onbepaalde tyd moet doen nie, maar vir 'n bepaalde tyd. En sê, ons sit nou sekere tyd uit. En te veel huwelike kom op die plek waar dit net onbepaalde tyd is, en iewers along the line verloor ons eintlik daai drang en daai commitment na mekaar toe. En die enigste rede hoekom dit gebeur, sê, is wanneer ons daai tyd sou maak om te gaan bid vir mekaar. Miskien moet ons dit ook net sê, singleness is 'n gawe. As jy nie die behoeftes en die begeertes het nie, en jy voel, maar ek kan my lewe deurgaan, sonder om vervulling te kry, binne in daardie konteks van intimiteit, is singleness 'n gawe, en jy moenie bekommerd wees daaroor nie. Inteendeel, Paulus sê hierso, hy sê dis dalk vir jou beter as singleness jou gawe is. Die lewe gaan dalk vir jou makliker wees, want kan ek maar dit vir jou sê, die verhouding is kompleks. Iemand het eendag vir my gesê, die huwelik is die plek waar jy die naaste aan die hemel kan wees, maar ook die naaste aan die hel kan wees. Jy het daai uiterstes, nee. Dit is baie keer amazing en lekker. En ander kere is dit moeilik. En ander kere sleep jy voet, nee. Ander kere is dit 'n swaar las wat jy dra, maar elke deel is die moeite werd wanneer jy dit binne die verbond doen van dit wat die Here vir jou gee. Dis ook net belangrik om hierdie te sê. Paulus gebruik nie hierso as seks as die rede, enigste of die hoofrede om te trou nie. Dis nie wat hy hierso sê nie. Hy praat nou hiervan, as jy jou drange nou nie onder beheer kan, nou nie trou dan maar eerder, is beter vir jou, want dit is beter om binne in die verbond van die Here in hierdie intimiteit in te tree, as wanneer die duiwel betrokke is by daai verbond en by daai insetsel. Dis vir jou baie beter en veiliger. Maar hy gebruik dit nie as die hoofrede nie. Hy is nie besig om hierdie teologiese uitbeelding en uitdrukking en uitleg te gee van waaroor, en 'n breedvoerige konteks te gee van waaroor die huwelik gaan nie. Hy antwoord 'n vraag, onthou julle dit. Hulle het 'n vraag. Hoe lyk seks binne in die huwelik? Moet ons aanhou om dit te doen? En dan sê hy, hierso is die antwoord vir dit. Hierso is die prentjie vir dit. So onthou, dis nie die hoofrede. Jy kan nie gaan staan en sê,
okay, ek kry nou nie my drange onder beheer nie, die Bybel sê nou, dis die rede om te trou. Dis nie die rede om te trou nie. Moenie die hoofrede wees nie. Dit moet net in die konteks wees. Jy kan nie daai vervulling kry buite die huwelik nie. En as dit ooit op die plek is waar jy sê, nou kan dit regtig, hier brand iets hier aan my binnekant, kan dit nie beheer nie. Dan sê ek, vind vir jou iemand met wie jy 'n verbond kan sluit, maar wag vir die huwelik. Die tweede vraag wat hulle vra, kan weduwees weer trou? Nou ek het gewonder, moet ons hierdie vraag beantwoord vanoggend, want vanaand, ons is nou by die aanddiens, moet ons oor hierdie ingesels, maar ek gaan kortliks net oor hom gesels, net sodat jy dalk as jy met iemand te doen het wat dalk 'n weduwee is en hulle het vra oor hierdie goed, dan kan jy net 'n kort antwoord ten minste gee. Kan weduwees weer trou? 1 Korintiërs 7 vers 8 en 9. Hy sê maar vir die ongetroudes en die weduwees sê ek, dit is vir hulle goed as hulle bly soos ek. Nou Paulus is ongetroud. So hy sê dis beter vir hulle as hulle eintlik ongetroud sou wees, maar as hulle nie kan beheers nie, laat hulle trou, want dit is beter om te trou as om van begeertes te brand. Die begrip bly dieselfde, trou eerder as wat begeertes brand. As 'n weduwee haar man verloor het en sy het die begeerte om weer te trou, dan sê hy, en jy het nog daai behoeftes van die verbintenis en daai verbondsliefde, dan sê hy, trou eerder en laat daai begeerte vervul word. Daar is nie 'n probleem binne in dit nie, maar daar is voorwaardes. Hy sê in vers 39 tot 40, ons spring nou net bietjie verder, so as jy saam met my volg in jou Bybel, ons gaan net 'n paar verse aan en dan kom ons weer terug. Vers 39 tot 40, 'n vrou is deur die wet gebonde, solank as haar man lewe, maar as die man ontslaap het, is sy vry om te trou met wie sy wil. Maar net in die Here. Wat sê hy? Hy sê die enigste manier hoe jy weer in 'n verbond ingaan, is as jy oortuig is, die ander een is 'n gelowige. Moenie 'n verbond sluit, as jy 'n weduwee is, nou dis in hierdie konteks nou, né? Hy sê moenie 'n verbond sluit as dit 'n tweede huwelik sou wees met 'n ongelowige nie. Moenie dit doen nie. Moenie eers in daai rigting gaan nie, want jy het geleer wat dit is, wat hierdie verbond van jou vra. Moenie in die strik trap om met 'n ongelowige hierdie verbintenis mee aan te gaan nie. Paulus skryf vir Timoteus, 1 Timoteus 5 vers 14 tot 15, hy sê, ek wil dan hê, dat die jong weduwees moet trou, kinders baar, hulle huise regeer, en die teeparty geen aanleiding gee om kwaad te spreek nie, want sommige het al afgewyk agter die Satan aan. Hy sê, te veel keer het weduwees op die plek gekom, waar hulle gevoel het, ek weet nie of ek weer kan trou nie, ek weet nie of dit reg is om te trou nie, en nou voeter hulle in eintlik met die werke van die Satan, sê hy aan. Hulle het afgewyk agter die Satan aan. Hulle is besig met die duiwelse strategie. Hulle het verdwaald geraak oor waaroor die huwelik gaan. Hy sê, dan trou eerder, kom eerder in die lyn met dit wat die Here gee. Nou, net gou interessant, dalk is dit ook net 'n side note vandag. Party ontvang die gawe van singleness na hulle eerste huwelik. So daar's couples wat getrou het, dan is die een word aan die dood afgestaan. Daar's individue wat sê, ek sal nooit weer trou nie. Dis asof die gift van singleness deel raak van hulle bestaan, skielik. Ek het nie weer 'n behoefte om in daai plek in te gaan nie. Ek het nie weer 'n behoefte om 'n verbintenis te sluit nie. So singleness kan 'n gifting wees vooraf, of dit kan iets wees wat selfs na die tyd kom, wanneer jy deur 'n verbond gekom het, en die verbond het tot 'n einde gekom. Die derde vraag wat hulle vra, is dit toelaatbaar vir Christene om te skei? Een van die moeilike vrae, wat die Korinte vra natuurlik, want vir hulle was dit algemeen. Vir hulle was dit, ek is nou by die een, nou môre is ek by daai een, en soos wat die behoefte my lei. En nou vra hulle, okay, maar as ons nou in die geloof intree, soos wat julle ons nou leer, as ons nou verstaan van dit wat die Here sê oor die huwelik, is dit toelaatbaar vir Christene om te skei? Vers 10, hy sê, en aan die getroudes beveel ek, nie ek nie, maar die Here, dat die vrou nie van die man moet skei nie. En as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen, en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie. Paulus maak dit duidelik dat die Here hier praat. Hy maak dit duidelik dat die Here 'n uitspraak het. Nou, kan ek dalk vanaand ook vir jou sê, ek gee vir jou net die koue teologie vanaand. Ek gee vanaand net vir jou die uitdrukking van dit wat die Here vir ons gee in sy woord. En daar's genade ter sake in elke gesprek. En as jy ooit wonder oor van die uitdrukkings binne in dit, is jy so welkom om met my te kom gesels rondom daardie beginsels. Maar vir vanaand, buckle your safety belt. Ons gee die koue en die harde en net die strydwaarheid. Is dit alright? Alright, dankie tog. Een ou is saam met my. Loof die Here. As dit net vir die een is.
Paulus maak dit baie duidelik, dis die Here wat hier praat. En hy haal eintlik net vir Jesus aan, wat klaar in die evangelies gepraat het oor egskeiding. En gesê het, jy moet verstaan dat die rol van die huwelik is so groot op God se agenda. Hoekom is dit so groot? Want hy sien homself as die bruidegom en die kerk as sy bruid. Hoekom is dit vir hom so belangrik? Hy sê, want eintlik, as huwelike op aarde skeefloop, is dit die beeld wat ek het met die kerk wat skade ly ook. En wanneer ons moet praat oor 'n huwelik en dat God en Jesus is die bruidegom, dan raak dit baie keer moeilik om te sê, joh, maar my bruidegom het my nie so goed hanteer nie. Of ek het nie so goeie huwelik gehad nie, en ek verstaan nie regtig hoe die huwelik werk nie, en nou begin dit 'n moeilike ding raak, en nou sê hy, wanneer ek met julle praat oor hierdie ding, wil ek hê julle moet baie mooi weet, hierdie is nou nie ek as Paulus, of ek as 'n individu wat met jou praat nie, die Here het klaar hieroor gepraat, en hy voel sterk daaroor, en hy sê eintlik, daar's net 2 redes, hoekom God egskeiding sal toelaat, nie goedkeur nie, toelaat. En ek dink ons moet altyd net dit onthou, dat wanneer ons praat oor egskeiding, die Here is nooit ten gunste van egskeiding nie, maar hy sal dit toelaat, in sekere gevalle. En die Bybel noem net 2 gevalle vir ons. 1, wanneer daar egbreek gepleeg word, dan is dit toelaatbaar, of aanvaarbaar, om te skei, en die tweede een gaan ons antwoord by die volgende vraag. As jy sou skei vir enige ander rede, is dit eintlik nie onder die wil en die woord van dit wat God ons leer nie. Dis die enigste 2 redes. Die 4de vraag wat hulle vra, is wat van 'n onbekeerde eggenoot? So wat gebeur as ek getroud is, en die persoon met wie ek getroud is, dien nie die Here nie? En dit gebeur baie keer dat individue trou, en hulle is albei onbekeerd, en nou stap hulle die pad, en skielik kom een tot bekering, en die ander een is nou nie meer tot bekering nie. Hoe maak ek nou? Skei ek nou die persoon, want hulle wandel nou in die wêreld, en ek het hulle gesien? Hoe maak ek met hierdie punt in my lewe? Hoe hanteer ek dit? Of selfs wanneer ons dalk, dis weer eens 'n moeilike gesprek, ek wil nie te lank hier induik nie, maar baie keer die liefde is mos maar blind. Dis mos maar baie keer moeilik. Hulle sê mos die liefde is blind en die huwelik is die oog, is die bril. Hy help jou om net weer mooi te sien. Dis met wie ek getrou het. Nou, skielik raak die prentjie net bietjie duideliker. Maar dis 'n moeilike gesprek om te hê, want eintlik, as jy 'n gelowige is, moet jy eintlik nooit 'n verbond sluit met 'n ongelowige nie. Eintlik moet dit nooit eers vir jou 'n opsie wees nie. Maar daar is gevalle, en ek het al baie te doen gehad met dit, waar iemand gesê het, maar ek voel dis my man hierdie, of dis my vrou hierdie. En as die persoon so diep in die wêreld, en nou vra hulle ook, hulle sê, wat van 'n onbekeerde eggenoot? Vers 12. Hy sê, maar vir die ander sê ek, nie die Here nie. So nou is dit Paulus wat sê, dis nie noodwendig wat die Here nou in sy woord aan my geopenbaar het nie. Hierdie is goed wat ek ontdek het in verhouding met die Here. Hierdie is goed wat ek eintlik agtergekom het binne in die wandel met die Here, dat hierdie implikasies is wat ons moet in ag neem. Hy sê, vir die ander sê ek, nie die Here nie, as enige broeder 'n ongelowige vrou het, en sy dit goed vind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie. En as 'n vrou 'n ongelowige man het, en hy dit goed vind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie. Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man. Want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie. Maar God het ons tot vrede geroep. Want hoe weet jy, vrou, of jy die man sal red? Of hoe weet jy, man, of jy die vrou sal red? Hy sê, as gelowige bly jy getrou aan die verbond. Dis die bottom line. As gelowige is jou verantwoordelikheid om getrou te bly aan die verbond. En hoor gou hoe amazing is die krag van hierdie verbond, as net een persoon weet in hierdie huwelik waaroor dit regtig gaan. Wanneer een persoon dit op die regte manier hanteer, as een getrou is in die verbond, is dit so kragtig, dat hy sê, dat die ander een word geheilig in daai oomblik. Nie andersom nie. Die ongelowige besoedel nie die heiligheid van die huwelik nie. Hoe amazing is dit nie? Jy het 'n goeie tyd gemis om amen te sê. Hoor gou die beginsel wat hy gee. Hy sê, wanneer die gelowige, en nou praat hy oor die uitvloeisel van dit as kinders, né?
So hy praat oor intimiteit weer 'n keer in die huwelik. En hy sê, die oomblik wanneer 'n gelowige in 'n verbond is met 'n ongelowige, en hulle twee het intimiteit, en hulle maak daai verbond saam in verbintenis, in daai oomblik kyk God in die lens van die gelowige na daai aktiwiteit, en hy sê, dit is heilig. En daarom is jou kinders heilig. Daarom as jy sou kinders hê in 'n huwelik waar een nie die Here dien nie, is jou kinders heilig, sê die woord. Ek kan nie glo, julle sit net so stil nie. Ek dog ek bring vir julle goeie nuus, met goeie nuus. Dit is vir my amazing om te sien hoe die krag van hierdie verbond op so 'n vlak betrokke raak in ons lewens, dat God na dit sal kyk deur die lens van die gelowige en sê, dis heilig. Dis heilig. En nou gaan hy aan, hy sê, maar as die so dis die krag van die verbintenis. Hy sê, maar as die ongelowige die verbond wil breek, moet dit nie veg nie, aanvaar dit. En nou dink jy, ja, dit is nou heeltemal teenstrydig met dit wat jy dalk nog altyd geweet het, God haat egskeiding, dis wat hy sê. Maar in hierdie konteks is daar 'n verstaan van om te sê, as jy met 'n ongelowige getroud is, en die gelowige bly getrou aan die verbond, né? So die gelowige het nie die reg om te sê, ek wil nou skei, want jy is ongelowige nie. Maar, as die ongelowige kom, en die gesprek open, en sê, ek wil skei, dan sê hy, in daai konteks, is die gelowige man, of gelowige vrou, nie gebonde nie. Hoekom sal hy dit sê? Want die loon van die sonde is die dood. En die dood is die enigste manier hoe 'n verbond gebreek kan word. En hy sê, iemand wat buite die verbintenis van die belofte van die woord van die Here staan, is besig met sonde. Hulle is buite die raamwerk van die Here. En hulle is, die loon van daai aktiwiteit is dood. En nou sê hy, as jy 'n kans kry, of waar die geleentheid is, waar 'n ongelowige kom en sê, ek wil nie meer getroud wees, of verbind wees aan dit nie, moet jy, of hoef jy nie getroud te bly aan daai verbintenis. Inteendeel, hy sê, jy is nie gebonde nie. Inteendeel, gaan hy verder, hoor wat is hierdie uitspraak wat hy maak, ek love dit, vers 15, hy sê, maar God het ons tot vrede geroep. In so 'n situasie, roep die Here jou tot wholeness. In so 'n situasie sê hy, egskeiding is eintlik breek jou net. Want dit wat God saamgevoeg het, kan geen mens skei nie. En die oomblik wanneer jy sou skei, is daar eintlik nie 'n skeiding wat kan plaasvind nie, dis net gebrokenheid wat plaasvind. Daar is nie 'n loskom wat nie seer het nie. Maar in hierdie konteks sê hy, hier's 'n prentjie waarbinne hy sê, in daai konteks roep God jou tot vrede. Vrede in daai prentjie, die woord beteken wholeness. Ek weet nie van jou nie, maar dit blow my mind. Wanneer dit by die woord van die Here kom, dan werk hy met begrippe en konsepte wat ek en jy nodig het om te verstaan voordat ons in 'n verbond ingaan met iemand. En het nodig om te weet wat die gewig is van hierdie ding, en het nodig om te weet wat die implikasie is van die getrouheid aan daardie verbond. Die 5de vraag. Laat ek net gou eindig. Hy eindig dan. Hy sê, hoekom roep ek jou tot vrede? Hy sê, want hoe weet jy of jy die persoon kan red? En hoe weet jy, man, of jy die vrou kan red? Wanneer hy in daai prentjie praat, onthou nou, God kyk na die intimiteit in daai huwelik en hy sê, dis heilig, maar dis nie redding nie. Dis nie redding nie. En hy sê, deur getroud te bly aan die persoon, moenie dink dat jy dink jy kan die persoon red, net omdat jy getroud is aan die persoon nie. Dis nie so eenvoudig soos dit nie. God se seën sal op haar huwelik rus, as julle albei getrou bly aan die verbond, al sou die ander een ongelowig bly, sal die Here getrou bly aan die verbond en die seën binne in die intimiteit van daardie huwelik. Maar wanneer daar 'n egskeiding sou gebeur van die ongelowige se kant af, roep hy jou tot vrede in daardie verbond. Want hoe weet jy of jy die ander een kan red? Jy weet nie. 5de vraag, wat van ongetroudes? Hoe lyk daai prentjie? Vers 25 tot 28. Wat die ongetroudes betref, het ek geen bevel van die Here nie, maar ek gee my mening as iemand wat deur die genade van die Here betroubaar is. Ek meen dat met die oog op die swaar kry van die eindtyd, dit vir 'n mens goed is om te bly soos hy is. As jy getroud is, moenie skei nie. As jy ongetroud is, moenie 'n vrou soek nie, maar as jy tog trou, doen jy nie verkeerd nie. En as 'n jong meisie trou, doen sy nie verkeerd nie, maar sulke mense sal swaar kry
in hierdie lewe en ek wil julle dit spaar. Nou gaan hy aan, hy begin nou en dan sê hy, ek wil met jou nou praat, dis ek wat praat, Paulus wat praat, wat ontdekking gekry het uit verhouding met die Here, kom ons praat oor hierdie konsep. En dan sê hy, okay, maar nou wil ek nog verder met jou praat, uit hierdie verstaan van dit wat ek het, uit my verhouding met die Here, en jy kan maar weet, ek is betroubaar wanneer ek hierdie sê. Dit is nie net my goeie gedagte nie, hierdie is iets wat ek beleef, die Here nog steeds losmaak in die gesprek, en ek gee my mening as iemand wat betroubaar is in daardie prentjie. En nou sê hy, hoekom is dit vir jou dalk beter om nie getroud te wees nie? Nee, dis nou, want hulle vra nou, maar wat nou van ongetroudes? Nou mis ons uit op al die pret wat eintlik in die huwelik moet gebeur. Hy sê ja, sorry, maar as jy dan as jy nie wil trou nie, dan bly nou ongetroud, dit gaan vir jou goed wees. Hoekom? Hoekom gaan dit vir jou goed wees? Hy sê, want swaar kry is op pad. En dit is seker die moeilikste ding op hierdie liewe aarde, om te sien wanneer iemand vir wie hy lief is, deur moeilike tye gaan. En hy gee eintlik die prentjie, hy sê, in die konteks van die eindtyd. En hy weet, daar's 'n tyd dalk wat daar verdrukking gaan kom vir gelowiges. Daar's 'n tyd wat Christene vervolg gaan word. En vir hulle was dit absoluut meer 'n realiteit as wat ek en jy vandag in Suid-Afrika beleef. Daar's ander lande waar gelowiges ook vervolging beleef, maar vir hulle het die vervolging baie vroeg gekom. En nou sê Paulus vir hulle, miskien is dit vir jou beter om ongetroud te wees, want dit is baie moeiliker om te sien hoe iemand wat jy voor lief is, deur pyn en lyding gaan, as wat dit net jy is wat deur dit gaan. So dalk is dit vir jou beter. Dalk is dit vir jou makliker. En hier's die ander begrip binne in dit. As jy nie getroud is nie, gaan jy nie seks hê nie, wat beteken jy gaan nie kinders hê nie, wat beteken jy spaar hulle van moeilikheid. Dis sy redenasie. Dis die uitdrukking wat hy het. Nou, in daai prentjie, selfe asem nog steeds, sê hy, maar as jy ook wil trou, is dit ook goed. So, moenie nie trou nie. As jy weer eens wil seks hê en jy wil kinders hê, trou eerder. Dit gaan jou help om by die, miskien kan ek dit nou nie so sê nie, maar kom ek sê dit nou, maar gaan jou help om by die hemel uit te kom, in daai prentjie. Dis die moeilikste ding seker op aarde, om te dink oor wat die implikasie is van swaar kry, en hy sê, ek praat met jou uit die konteks van, dis beter om ongetroud te bly, as jy verstaan, dat swaar kry op pad is. En dan verduidelik hy verder in 1 Korintiërs 7 vers 32. Hy sê, en ek wil hê dat julle onbesorg moet wees. Die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here, hoe hy die Here kan behaag, maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe hy die vrou sal behaag. En dis die uitdrukking wat hy gee. Hy sê, wanneer jy in die huwelik intree, gaan jou aandag verdeeld wees, dit is net so. Ons het nou Vrydag, laasweek Vrydag, het ons 'n huweliksbelegging aangebied, waarbinne ons weer die konteks en die beginsel neergesit het van, God is eerste in jou huwelik. Maar wanneer dit in die aktiwiteit en die praktiese deel van dit kom, Jer is vir my baie belangrik. En partykeer is sy nommer 1, sonder dat ek gesê het, ek sê met my woorde, Here, U is nommer 1 in ons huwelik, maar wanneer dit by sekere dinge kom, dan vra sy my aandag. En dan kan ek nie nou daar sit en sê, ek is nou eers besig met die Here. Ek hoor jy is in 'n krisis of in 'n moeilikheid, ek sê, los my. Ek bid vir Sondag se preek. Moenie my nou steer, die pastoor is besig. Dit is nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe dit, en nou steel sy my aandag. En dis nie 'n slegte ding nie, ek maak nou 'n grappie daarvan, dis nie 'n slegte ding nie. Maar Paulus sê, dis onvermydelik. Hy sê, en as jy ongetroud bly, nie net word jy gespaar eintlik, dat jy nie hoef bekommerd te wees oor die swaar kry van die vir wie jy lief is nie, inteendeel, jy kan al jou aandag en al jou energie op die Here sit. Miskien is dit dalk net beter. Maar weer eens is die huwelik krities belangrik. Jy gaan wel verdeeld wees in daai prentjie, maar dit is ook iets wat die Here aan mekaar sit. En moenie dit mis nie. Die laaste vraag wat hy vra, is ons nog in tyd? Ek hoop so. Laaste vraag. Wat van as jy net verloof is? Wat dan? Want ons sit in 'n moderne tyd, nee, en hier kom die antieke Grieke. Hier kom die antieke Korinte en hulle vra, as ons net verloof is, dan het ons mos nou naby aan, ons is besig om die verbintenis te hê hierso. Ons is op pad om te trou, kan ons dan nou maar kan ons, nee, dis daai tipiese, ek het nou die dag in Johannesburg, paar jaar terug, sit ek met 'n jong koppel, en hulle vra my direk die vraag, soos ons is nou verloof, en ons het klare troudatum, is dit, kan ons nou maar, nee,
Nee. En hy gee die uitdrukking binne dit, hy sê vers 36, hy sê as iemand meen dat hy teenoor sy verloofde onbehoorlik handel deur nie te trou nie, en sy begeertes te sterk word en hy voel dat hulle behoort te trou, laat hom doen wat hy graag wil, laat hulle gerus trou. Dit is nie verkeerd nie, maar as iemand in sy gemoed oortuig is dat hulle nie moet trou nie, en hy nie onder enige dwang verkeer nie, maar volle beheer oor sy eie wil het, en hy by homself besluit het om nie te trou nie, doen hy 'n goeie ding. Dis hy wat met sy verloofde trou, doen goed, wie egter nie trou nie, doen beter. Nou, wat hy hier probeer sê is, hy sê, die verbond en die verbintenis gebeur net in die huwelik. Die bloedverbond wat gesluit word tussen 'n man en 'n vrou, net in die huwelik. En as jy verloof is, en jou begeertes raak al hoe swaarder, trou dan vroeër. Ek luister nou die dag na 'n preek van iemand, en dis moeilik om dit aan te haal, en dis so jammer, hierdie is aanlyn ook beskikbaar. Maar ek voel so half, hy het nogal 'n punt beet. Hy kom op die punt waar hy gesê het, hy verstaan nie, hoekom jong mense so lank verloof wil wees nie. Hy gebruik 'n voorbeeld, hy sê, ons het 'n koppel in ons gemeente, hulle is al 7 jaar verloof, nog steeds nie getroud nie. 7 jaar. Nou dink hy by homself, wat is jy besig om te doen? Nee, is daai verbond klaar gesluit? So, en nou maak julle net nie verder commitment nie. Eintlik is julle besig met die verkeerde dinge. Eintlik is julle besig met moeilike dinge. Hierdie gesprek gaan jy eendag voor die Here moet hê, en dit is die groot realiteit wat ek en jy moet verstaan. Jy kan dalk nou ongemaklik wees met dit wat ek vir jou sê, en jy kan dalk nou nie saamstem nie. Ek sê nou vir jou, eendag gaan jy voor die Here staan en jy gaan vir hom sê, hoe het jy gewerk met die verbond van dit wat hy heilig? Want dis die hele tyd die woord wat hy gebruik. Hy sê in daai prentjie, ons praat oor heiligheid. En wanneer hy praat oor verloofdes, dan sê hy, wanneer hierdie begeerte in jou loskom, en jy voel, hey, ek moet nou trou, en ek wil nie hê, dat ek langer moet wag nie, hy sê trou dan vroeër, doen dit, en kry dit agter die rug, en dan sluit julle verbond, en doen alles, maar wees dan getrou in hierdie huwelik, en weet dat jy die verbintenis sluit. As jy dan jouself kan inkeer, en jy voel dat jy nie nodig het om hierdie begeertes uit te oefen nie, moet dan nie trou nie, moet dan nie iemand anders se verbond steel nie. Moenie iemand aan 'n lyntjie hou deur net verloof te bly aan die persoon nie. As jy nie die verbintenis gaan maak nie, en as jy nie die drang het nie, en as jy nie nodig het om dit te vervul nie, moenie iemand net verloof hou nie. You get that? Hier is die uitvloeisel van dit alles. Ek land met dit. 1 Tessalonisense 4 vers 3 tot 5. Hy sê, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Hoor nou hierdie amazing skrifgedeelte. Dit is die wil van God. Hierdie is nie net 'n gedagte nie. Hierdie is nie net 'n gesprek wat ons het oor die huwelik nie. Hierdie is die wil van die Here. Julle heiligmaking. Dat julle heel moet onthou van die hoerery. Dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer. Nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie. Nou hoor daai woorde aan die einde van daai sin. Hy sê, as jy met hoerery betrokke is, en hartstogtelike begeerlikhede, en jy maak verbintenisse, en jy sluit verbonde buite die huwelik, is jy soos iemand wat nie God ken nie. Dis die realiteit. Jy is soos iemand wat nie die Here ken nie. Jy hanteer jouself en jy handhaaf jouself soos iemand wat sê, ek ken nie God nie. Ek weet nie of jy daai persoon wil wees nie. Ek wil nie. Worship team, julle kan my join nie voor. So, ek weet ons het nou 'n bietjie dalk 'n intense, ongemaklike gesprek gehad. En as jy die ongemaklike gesprek wil stuur vir iemand, hy gaan aanlyn beskikbaar wees. Neem vrymoedigheid. Wanneer hy eindig met hierdie begrip, en hy sê, hierdie is die wil van die Here, julle heiligmaking. Die oomblik wanneer hy die woord heilig gebruik, en nou onthou in Korintiërs 7 gebruik hy ook die woord heilig. En hy sê dat die Here selfs in 'n ongelowige, wat met 'n gelowige intimiteit beleef, is God betrokke by dit, en dit is heilig. Die oomblik wanneer hy die woord heilig gebruik, sê hy afgesonder, uiteengesit vir iets spesifieks. Hierdie intimiteit word afgesonder net vir die huwelik. Dis dit.
Dis die enigste, daar is nie 'n ander verskoning, 'n ander gesprek wat jy kan voer nie, daar is nie 'n ander uitdrukking nie, dis die enigste plek. Daar's nie 'n ander redenasie om, ja, ons is lief vir mekaar, so what? Dis nie genoeg nie. Die liefde moet jou vat na die verbintenis toe, verseker, na die verbond toe, maar dit moet eers in die huwelik gebeur. Hy sê, en dan, dat julle moet onthou van die hoerery, moenie met daai goed betrokke raak nie, dat elkeen moet weet, om sy eie vrou te verkry, nou gee hy 2 begrippe weer, heiligheid en eer. Heiligheid en eer. Heiligheid in die verstaan van dat weer eens, kom ons herhaal dit sommer, dis afgesonder. Tweedens, in eer tot wie? Eer tot wie? Net die huwelik? Net jou eggenoot? Net die een vir wie jy lief is? Of probeer hy nie dalk sê tot eer van die Here nie? Dat jy getrou sal wees in hierdie verbond tot eer. Bring eer aan die woord van die Here. Bring eer aan die uitdrukking van dit wat hy bestem vir die huwelik. Nie met hartstoglike begeerlikhede soos heidene wat God nie ken nie. Moenie in jou optrede lyk soos iemand wat nie die Here ken nie. Die standaard van intimiteit en die huwelik is nie jou en my standaard wat sosiaal aanvaarbaar is nie. Die intimiteit en die standaard van die huwelik word deur God bepaal, wat die skepper is en die vormer is van die huwelik. Wat verstaan wat dit is om 'n verbond te sluit en getrou te wees aan 'n verbond. En van jou en my vra om uit 'n menslike kapasiteit op te daag en te sê, my vrou, ek verbind myself aan jou, maar in daai verbintenis sê ek kan eintlik dit nie uit myself onderhou nie, die Here is deel van hierdie prentjie. En ek verbind jou met hom in my prentjie. En dit is die enigste manier hoe 'n huwelik werk, die enigste. Daar is nie, ek kan nie sien hoe 'n huwelik sonder die Here werk nie. Ek verstaan nie hoe die wêreld dit sou regkry nie. En daar is tog die wat op een of ander manier dit op een of ander level dalk regkry. Ek verstaan dit net nie. Maar as jy wil getrou wees en die seën hê van die huwelik, nou, hierso is die ander gesprek, wat weer eens, dit is dalk nou nie teologies 100% reg nie. Maar as hy praat hier van, jy gedra jou soos iemand wat nie die Here ken nie, waarheen gaan iemand wat nie die Here ken nie? As jy seks het buite die huwelik, is jy soos iemand wat nie die Here ken nie. Don't be that. Moenie as 'n gelowige dat die duiwel kom en begeertes verdraai na wellus toe nie. En moet nooit die begeerte wegwens nie. As jy die begeerte het om seks te hê en in die huwelik eendag te wees, moenie bid, Here, vat hierdie begeertes van my af weg. Ek is nou ongetroud nog, ek het nie nou iemand, Here, vat hierdie begeerte. As jy dit bid, gaan jy iewers moet bid, Here, gee dit terug. Here, hier's nou iemand, gee terug daai begeertes. Laat ek hier hemp losmaak. Moenie ooit bid dat dit weggaan nie. Dis nie wat Korintiërs probeer sê nie. Inteendeel, hy sê, as hierdie ding begin brand binne in jou, is dalk 'n goeie aanduiding om te sê, jy's gemaak vir die huwelik. As jy nie daai begeertes het nie, het jy 10-1 die gift of singleness. En dis net so goed. Maar as jy daai begeertes het, weet dat die Here jou roep vir 'n huwelik. Weet dit. As jy daai drang in jou het, dis goed. En dit kom van die Here af. Dis nie van die duiwel. Dis nie die duiwel wat jou versoek. Hey, gaan jy bietjie seks hê nie. Want ons doen dit as gelowiges. Hey, nee, ons praat nie daaroor nie. Sies jou stouter, jy bly weg. Jy kom nie hier nie, jou duiwel, gaan weg. Dis nie hoe ons as gelowiges moet maak nie. Ons as gelowiges moet eintlik opgewonde wees. Here, dankie dat U vir my hierdie begeerte gee. Dankie. Dankie dat U vir my kom bevestig dat U my roep vir 'n huwelik. Help my om die regte huweliksmaat te vind. Help my om die plek te kry waar die vervulling van hierdie begeerte kan uitdrukking vind in die konteks van heiligheid. Dis jou gebed. Nie Here, vat dit weg nie.
Dis 'n gevaarlike gebed om te doen. Dan gaan jy 10 in die gift of singleness kry. Here, vat dit weg. Hoekom is ek alleen, Here? Hoekom trou? Hoekom is hier niemand? Ja, wel, jy het gevra, ek moet dit wegvat. Kom in lyn. Koester dit. Maar moet nooit dat dit jou brand nie. Moet nooit dat dit jou van die koers afvat nie. Laat dit jou 'n begeerte ontwikkel om te sê, Here, hierdie ding wat ek beleef hier aan my binnekant is heilig. En ek wil dit as heilig hanteer. En heilig uitdrukking gee in my huwelik. So, dis 'n moeilike uitnodiging nou om te maak. So, wie van julle wil eendag in die huwelik tree? Miskien is jy in 'n huwelik en jy voel dalk intimiteit is nie meer deel van ons huwelik nie. Ons is op 'n moeilike plek. Dis nie meer so eenvoudig nie. Ons maak nie meer tyd vir mekaar nie. Ek wil vanaand vir jou sê, jy wat getroud is, jy het 'n plig in die huwelik. Dis 'n huweliksplig, sê Korintiërs. Dis nie net iets wat ek mee negotiate. Hey, as dit goed gaan. Hierdie is 'n plig. En ek wil getrou wees aan daai plig. En ek sien dit nie net as 'n daad wat gedoen moet word nie. Ek sien dit eintlik as 'n opdrag. Here, U verwag van my dat my begeerte na my vrou sal wees. En haar begeerte na my toe. Want hier's die ander realiteit. As die begeerte nie vervul word in jou huwelik nie, gaan hy iewers anders vervul word. Hy gaan. Jy gaan iewers anders soek om daai vervulling te kry. En dis waarvoor die vyand wag. Tweedens, as jy dalk op pad is om te trou, of jy het die begeerte om te wil trou, wees bereid om geduldig te wag, selfs in die angstigheid van hierdie binnekant. Here, ek sukkel om myself in toom te hou. Ek sukkel om hierdie drange in beheer te hou. Here, dankie dat ek geduldig kan wees met hierdie begeertes. En dat U vir my die regte persoon stuur. En ek wil sommer net oor die algemeen bid vir huwelike vanaand. En ek wil bid vir toekomstige huwelike. Ek wil jou vra om vir 'n oomblik net jou oë te sluit waar jy is. Want hierdie is ook 'n persoonlike intimiteitsding. En ek gaan jou nie vra om jou hand op te steek nie, ek gaan jou vra om te reageer nie. Jy weet wat in jou hart aan die gang is in hierdie oomblik. Jy weet wat in jou siel aan die gang is, jy weet wat in jou gees aan die gang is. Here, en ek bid vandag vir elke individu in hierdie plek. Ek bid vir huwelike wat verteenwoordig word in hierdie plek eerstens. Here, dankie dat U die plig van die huwelik nie maak as net 'n werk nie, maar dat U vir ons 'n opgewondenheid gee om getrou, soos wat ons getrou is aan die verbond of aan die opdrag van disipelmakers wees, mag ons getrou wees ook in die plig van verbondsliefde in ons huwelike. Here, dat U daar waar selfs begeertes dalk al of 'n vlam en passie in die huwelik dalk bietjie dood gegaan het. Dankie dat U vanaand koppels weer inspireer en aan die brand steek vir U. Ek bid Here vandag vir toekomstige huwelike. Vir mense wat in hierdie plek is vanaand en sê, Here, ek het 'n begeerte. Ek het 'n behoefte. Dankie Here dat U in hierdie oomblik vir hulle die vermoë gee om hierdie ywer en dryf aan hulle binnekant te kanaliseer na die begeerte en die behoefte om getrou te wees aan die opdrag en nie net te trou met enige iemand wat net oor hulle pad kom nie, maar geduldig te wag vir die regte een. Die een wat U vir hulle bestem. Die een wat U vir hulle droom oor. Die een wat U oor hulle pad wil bring. En maak hulle oë en hulle harte oop om onmiddellik te weet wanneer dit daardie persoon is. Dat hulle nie sal wonder of sal twyfel nie. Dat hulle nie onseker sal wees nie, maar sal weet. In Jesus naam bid ons dit. Amen en amen.